Welkom by Koffie en Kwadrate. Ons is tans besig met die analitiese meetkunde reeks en ek wil vandag begin met les 3. Nou in ons vorige les het ons meer geweet oor koördinate, dat x altyd eerste kom en y altyd tweede wanneer jy jou koördinate skryf. En die goue reël was x voordat y gaan. Nou vandag se lesdoelwitte is dat ons aan die einde van hierdie les behoort te verstaan hoe om die afstand tussen twee punte te bereken, hoe om die afstandsformule te gebruik en waar dit vandaan kom, die Pythagoras-stelling en natuurlik net hoe om alles korrek toe te pas. Nou, hoekom het ons 'n afstandsformule nodig? Wel, in analitiese meetkunde werk ons met punte. Byvoorbeeld, kom ons kry 'n pen. Byvoorbeeld, jy het A 2 en 3. Natuurlik, hier weet ons x-waarde is 2 en ons y-waarde is 3. En jy het B 8 en 6 en in hierdie geval is jou x-waarde 8 en jou y-waarde 6. Nou, ons kan hierdie twee punte teken op die kartesiese vlak, maar hoe bepaal ons die presiese lengte van die lyn tussen hulle? Wel, ons benodig 'n metode dan om hierdie afstand te bereken. Nou, in eenvoudige gevalle kyk ons na horisontale lyne, sê nou maar vir die eerste geval. Sê nou maar, gaan 'n ander kleur gebruik. Ons het A 2 en 4 en ons het B 7 en 4. Wat merk julle op? Die y-waardes is dieselfde. Albei is 4. Okay? So die lyn beweeg net links en regs. Die afstand sal daarom wees 7 minus 2 en dit gee vir ons 5. Alright. Daarom is AB gelyk aan 5. Okay? Dan het ons die tweede geval van 'n vertikale lyn. Sê nou maar, ons het A 3 en 2 en B 3 en 8. Alright. Wat sien ons hier? Die x-waardes is dieselfde. Albei is 3. Dit beteken dat die lyn net op en af beweeg. So om die afstand te bereken, sê ons 8 minus 2, dit gee vir ons 6. Daarom is AB in hierdie geval 6. Okay. Maar wat gebeur as die lyn skuins is? Nou, die geheim wat ons gebruik is Pythagoras en jy mag dalk al van hom gehoor het. Maar wanneer 'n lyn skuins loop, kan ons 'n reghoekige driehoek maak, menende 'n driehoek met 'n 90 grade hoek. Sê nou maar, ons het die punte A 2 en 3 en B 8 en 7. Reg. Ons kan sien dat die horisontale afstand is 8 minus 2, wat vir ons 6 gee. Ek skryf net 'n H. En die vertikale afstand is 7 minus 3 en dit gee vir ons 4. Okay. So ons kry nou 'n reghoekige driehoek. Nou 'n reghoekige driehoek, kom ons gebruik 'n lyntjie net om dit mooi te maak. 'n reghoekige driehoek lyk omtrent so. En dan nog een lyntjie. Nie heeltemal nie. Okay, dan sit jy hom so tussen die twee en dit is jou reghoekige driehoek. Okay, so ons weet nou dat die horisontale afstand is 6. Pen kry. Horisontale afstand is 6, vertikale afstand is 4. Nou gebruik ons Pythagoras om hierdie lengte uit te werk. Okay. So Pythagoras lyk so. Pythagoras is a kwadraat plus b kwadraat is gelyk aan c kwadraat. Dit is hoe Pythagoras lyk. Nou in hierdie geval die a staan vir die horisontale afstand, b die vertikale afstand en c die skuins afstand. Hierdie is ons c. Okay. Nou die afstandsformule lyk 'n klein bietjie anders. Ons vervang die sye met die koördinate.
So die horisontale verandering sal wees, wat 'n ander kleur, die eerste x minus die tweede x, die tweede x minus die eerste x, en die vertikale verandering is die tweede y minus die eerste y. Okay? So die afstandsformule lyk so. D vir distance, dan het jy 'n wortel. En dan binne in die wortel sê jy die tweede x-waarde minus die eerste x-waarde gekwadreer plus die y-waarde van die tweede y-waarde minus die eerste y-waarde kwadraat. En dan maak jy nou maar net jou wortelteken. Dit is die afstandsformule en dit gaan nog baie voorkom, so ken hom uit jou kop uit. Nou, ek gaan 'n stap vir stap voorbeeld doen, dat julle sien hoe dit werk. Ok, so ons vat maar ons bekende koördinate, net om dit redelik maklik te hou vir ons. Ok, so ons gebruik nou die afstandsformule. Jy skryf hom neer. Die rede hoekom jy altyd jou formules moet neerskryf, is sodat as jy in die eksamen kom en jy maak 'n fout, dat jy kan teruggaan en sien waar is jou fout, en natuurlik jy kry punte. So skryf hom maar altyd neer. So ek gaan hom nie nou weer neerskryf nie, ek gaan dit nou net in vervang. So ons vervang dit in soos dit. Alright. So ons eerste x of ons tweede x-waarde is 8 minus ons eerste x-waarde is 2 en dan kwadreer ons dit plus die tweede y-waarde wat 7 is minus die eerste y-waarde wat 3 is gekwadreer en jy maak 'n wortel. Ok. Nou is dit maar net om dit te vereenvoudig en as jy dit eenvoudig sal jy sien dat jy kom uit by 52, ok? Of jy kan dit skryf as 2 en 13, ok. Daarom is AB se lengte 2 wortel 13, ok. Dit is ongeveer 7,2 eenhede, maar skryf maar jou eenhede neer, die 7,21, maar hou ook die wortel waarde wat jy kry. Nou, daar is 'n baie belangrike wenk en dit is te doen met tekens. So kom ons kyk na 'n ander geval. Oeps. Kom ons kyk na 'n ander geval. Sê nou maar ons het A minus 3 en 2 byvoorbeeld en B 4 minus 5. Alright. Nou, kom ons doen sommer die eerste stap. Alright, so x2 minus x1 en y2 minus y1. Daarom gee dit vir jou 4 minus, ja, so, minus 3 en in hierdie geval 5 minus 5 minus 2. Ok, daar is ons x en y koördinate nou half net bietjie meer makliker. Alright, so 4 minus 3, onthou 'n minus en 'n minus maak 'n plus, dit gee vir ons 7. En hierso is dit nou maar net eenvoudig minus 5 minus 2 en dit gee vir ons minus 7. En dan kan ons dit net invervang. Distance is gelyk aan 7 kwadraat plus, en onthou, ons sit hom aan 'n hakie, minus 7 kwadraat. Alright, en jy vereenvoudig dit en jy kry jou antwoord. Ok, nou, 'n paar algemene foute is, party mense vergeet om die verskil te kwadreer, menende hierdie twee. Jy moet hulle kwadreer in die formule, ok?
So dit is jou eerste fout wat jy kan maak. Die fout nommer 2 is natuurlik verkeerde volgorde. Jy kan sê nou maar sê x2 minus x1, maar dan moet dit ook wees y2 minus y1. Jy kan sê x1 minus x2, maar dan moet dit y1 minus y2 wees. Wees konsekwent, okay? Die antwoord bly dieselfde omdat ons dit kwadreer. So maak nie saak of jy x2 minus x1 eers doen nie, of x1 minus x2, dit bly dieselfde. Nou, julle kan 'n oefening doen. Ek gaan dit vir julle neerskryf. Julle kan dit sommer op 'n papier doen en julle antwoorde in die comments sit, maar ek sou sê, ja, oefen hierdie goed in, want dit word baie belangrik in jou latere jare in hoërskool. So sê nou maar jy het A1 en 2 en jy het B 5 en 5. Okay, dis ons eerste som, gaan doen dit, los jy antwoorde in die kommentaar as jy wil. Okay, 2, sê nou maar C minus 2 en 4 en D 6 en minus 2. Ek dink vir die lekkerte, kom ons doen net nog 'n derde een en dit sal wees E 3 en 7 en F 3 en 12. Nou ja, 3 lekker sommetjies, gaan doen dit, los kommentaar. Maar nou ja, kom ons kyk na die opsomming vir die dag. So ons het vandag geleer wat die afstand tussen punte kom van Pythagoras, hoe die horisontale verandering lyk, menende x2 minus x1, die vertikale verandering wat y2 minus y1 is, en natuurlik, soos ons hier het in blou, die afstandsformule. Dit is baie belangrik. Nou ja, die belangrikste idee wat jy kan vat is, analitiese meetkunde verander prente in berekeninge. Ek sien julle in les 4.